liewe Afrikaansonderwysers, ons het gisterand 'n meningsopname gehou oor of die woord swembaadjie 'n samestellende afleiding is al dan nie. Ek dink wat 'n mens altyd in ag moet hou tydens woordbou of dan morfologie is dat 'n mens nie net moet kyk na die woorddele oftewel die morfeme waaruit 'n woord bestaan nie, maar ook die proses waarvolgens hierdie woorddele of morfeme gekombineer word. Nou kom ons kyk na 'n plakkaat wat ek saamgestel het wat hierdie morfologiese ontleding van swembaadjie visueel uiteensit. Hier kan ons duidelik sien die woord swembaadjie is 'n afleiding van 'n reeds bestaande samestelling. In die moderne taalkunde word daar ook daarna verwys as 'n afgeleide kompositum. Maar ek dink vir nou volstaan ons net by swembaadjie is 'n afleiding van 'n reeds bestaande samestelling. So wat is die reeds bestaande samestelling? Swembad. En deur middel van die agtervoegsel of die suffiks jy, vorm ons dan 'n afleiding van die reeds bestaande samestelling swembad. Nou kan ons natuurlik verder gaan en sê goed, swembad, waaruit bestaan dit? Dit bestaan uit swem, wat dan 'n stam is, en bad, wat 'n stam is. Nou wonder jy, goed, maar kan dit nie ook 'n samestelling wees nie? 'n swembaadjie nie dalk 'n samestelling van swem en baadjie nie? Dan moet 'n mens ook in gedagte hou dat morfologie ook gaan oor hoe 'n mens iets konseptualiseer. Dit is immers 'n swembad wat 'n mens verklein met die byvoeging van daardie verkleining suffiks. Maar dit is nie 'n baadjie waarin jy swem nie. So konseptualisering speel ook beslis 'n rol. As jy natuurlik meer wil weet, moet jy die blog lees wat gister in Taalonderrig Portaal blogs gelaai is.